Begin vanmôre met 'n reeks oor Openbaring. Ons het eintlik reeds 'n deel van Openbaring gedoen, Openbaring 2 en 3. Kom ons noem dit so 'n soort van 'n mini-reeks, die bloudruk vir 'n gesonde gemeente. En vanoggend gaan ek terug na Openbaring 1 toe. Ek het iets hier saamgebring. Wow. Ek wonder wat is hier onder weggesteek. Wie van julle wil weet? Enige iemand wat wil weet? Kan nie nou al kyk nie. As ons 'n bietjie moet wag, hoor. So kom ons lees saam uit die Bybel uit. Openbaring 1. Openbaring 1, ons lees vanaf vers 1. En oor die volgende paar weke, dalk 'n paar maande, gaan ons deur Openbaring werk. Openbaring is 'n amazing boek. En vanoggend wil ek vir julle net 'n oorsig gee. En julle sal moet konsentreer, hoor. Hierdie is hoërgraad wiskunde. Nee, is nie so moeilik nie. Die Bybel is eintlik baie eenvoudig as julle mooi luister. Kom ons kyk wat sê die Here in sy woord in Openbaring 1 vers 1. Wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Vers 4 van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat was, wat is en wat kom. En van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat oor die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons, kyk mooi daar, ek gaan net iets daaroor sê. Wat is sy motief? Hoekom het hy hierdie openbaring gegee? Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Kyk, ek kom met die wolke, sê Jesus. En al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker, ek is die Alfa, ek is die Omega, sê die Here God, hy wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Ek, Johannes, is julle medegelowige en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos waarin ek verban was omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en het ek agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê: skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes. Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En dan mense, ek wil net hier onderbreek, vanaf vers 12. Dit gaan die hoogtepunt van vanmôre se boodskap wees. Vanaf vers 12 word 'n beskrywing van Jesus se voorkoms gegee. Wie van julle het al gewonder hoe lyk Jesus? Julle al gewonder hoe lyk hy? Johannes 14 sê Thomas vir Jesus, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En hier sien Johannes vir Jesus. Ek gaan dit net nou lees, ek gaan eers nou daar stop, ons gaan net aangaan by vers 12.
Maar kom ons gaan net na vers 19 toe om hoofstuk 1 klaar te lees. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is, wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre wat jy my regterhand gesien het, van die 7 goue lampe, die 7 sterre, die leraars, hulle is die leraars van die 7 gemeentes en die 7 lampe is die 7 gemeentes. Wow! Openbaring hoofstuk 1. Ek onthou van my kinderjare af was Openbaring altyd 'n boek gewees wat as mense daaroor preek, dan trek dit skare. 'n Klomp mense kom. Hoekom het mense so fiksasie, so aantrekkingskrag tot Openbaring? Baie mense het 'n vrees. Daar was 'n reeks films wat gemaak was toe ons kinders was. Ek weet nie wie van julle dit dalk gesien het nie. Net sal onthou Thief in the Night, Distant Thunder ensovoorts. En ek het daar weggegaan in angs en bewering. Sê nou net ek is nie gereed nie, want Jesus gaan kom soos 'n dief in die nag. So mense preek uit die Openbaring uit en gebruik die grafiese beelde van Openbaring om vrees by mense te skep. Baie mense het onkunde oor Openbaring. Hulle sê dit is net te moeilik. Dit is hoërgraad wiskunde. Ek gaan dit liewer nie lees nie. Ek gaan dit nie eers bestudeer nie, want niemand stem saam nie en niemand weet eintlik regtig wat dit beteken nie. Ander mense weer is nuuskierig, want hulle wil weet wat in die toekoms gaan gebeur. Dit val in daai selfde kategorie van mense wat die sterre voorspel in die huis. Nee, hulle doen dit nie meer. Hulle doen dit sommer nou op hulle foon nou, waar die sterre voorspel lees of 'n teekoppie, wat ook al, want hulle mense wil mos weet wat in die toekoms gaan gebeur. En party predikers en mense gebruik dit net om sensasie te skep. Want mense wil weet wat is die 666 en wat is die merk van die dier en wat is die 4 koppe en wat is die 7 bekers wat uitgegiet word en die 7 trompette en wat is die 7 seels en wie is die anti-kris, en dit word gebruik om sensasie te skep. Ek preek Openbaring om die volgende redes. Preek uit Openbaring uit, want na meer as 30 jaar in die bediening het ek vrede gemaak met die vorige redes wat ek vir die gegee. Daar's nie by my vrees nie. Ek weet so 'n bietjie meer. Dit gaan nie vir my oor sensasie nie. Dit gaan ook nie vir my om nuuskierigheid te wek nie. Ek preek uit Openbaring uit, want die koms van Jesus is nader en kom al nader. Ek preek uit Openbaring uit, want ons moet seker maak, ons moet toegerus wees, ons moet nie onkant gevang word nie. So is julle reg? Kan ons maar begin? Is julle reg? Goed, so wat is Openbaring, die boek Openbaring? Hoekom preek ons daaruit? Ek het dit reeds vir u genoem. Openbaring, die boek Openbaring, die Griekse woord is apokalypsis. Dit is 'n selfstandige naamwoord, die Openbaring. Die werkwoord is apokalypso, Openbaring. Openbaring beteken daar's 'n kleed, daar's iets wat dit wegsteek. Ek wil nou soos 'n goeie kunstenaar. Daar's iets daaronder wat weggesteek is. Wonder wat is dit? Openbaring beteken om bekend te maak. Dit wat weggesteek is. En dit beteken, Openbaring is 'n boek wat hoofstuk 1 vers 3 sê dat geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees. Geseënd. Wanneer laas het jy Openbaring gelees? Het een van julle onlangs Openbaring gelees? Goed. Die Here sê, geseënd is die
wat Openbaring lees? Wie van julle wil geseën word? Vat Openbaring hierdie week, gaan lees Openbaring deur, 22 hoofstukke. Sit jou YouVersion aan in die kar op pad werk toe, luister daarna, nee, na voor jy gaan slaap, watter manier ook al, gaan lees Openbaring deur. Die Here sê, jy sal geseënd wees. Daar is in Openbaring 800 toespelings of terugverwysings na die Ou Testament. En baie mense verstaan nie Openbaring nie, omdat hulle nie hulle Ou Testament ken nie. Ken nie die Bybel nie. Openbaring is 'n boek van hoop. Nie van vrees nie, nie van angs nie, maar 'n boek van hoop waarin ons kan uitsien waarna. Ons kan uitsien na die koms van Jesus. Is dit nie 'n mooi beeld daar nie van die leer wat so in die wolke opgaan en Jesus kom weer. Draai net so 'n bietjie na mekaar toe en sê vir mekaar, Jesus kom weer. Jesus kom weer. Die Bybelse Nuwe Testamentiese kerk het vir mekaar gesê, Maranatha, Jesus kom weer. En volgens Openbaring 1 vers 7 en 8 sal almal hom sien. Jy gaan nie 'n televisie nodig hê nie, jy gaan nie 'n internetkonneksie nodig hê nie, jy gaan nie wifi nodig hê nie. En in Handelinge 1 sê die engele vir die disippels nadat Jesus in die hemel opgevaar het, net soos hy opgevaar het, so sal hy weer kom. Almal sal hom sien. Daar staan in vers 7 en 8, ook die wat hom deurboor het. Al die volk op die aarde. En daar staan dat die volk op die aarde, hulle reaksie sal een wees van selfverwyd van, daai ou met wie ons so lank stry oor die Here Jesus. Daai politikus, daai ateïs, daai mense wat Jesus en die evangelie ontken, gaan op die dag van die wederkoms letterlik hulle hare uit hulle kop uittrek en sê, ag, het ek maar geluister. Het gaan 'n dag van groot selfverwyd en weeklaag wees. Wie skryf Openbaring? Johannes, een van Jesus se disippels, en ook nie sommer net enige van die disippels nie. Jesus het 3 gehad wat baie naby hom was. Close. Johannes was deel van die binnekring van Jesus gewees. Hy was so naby gewees dat toe Jesus aan die kruis sterf, net voor hy sterf, toe sê hy, toe staan al wie daar staan, al die ander het weggehardloop, al die ander disippels het weggehardloop. Maar een disipel, Johannes, en Jesus se moeder het daar gestaan en Jesus wys, wel hy kon nie na Johannes toe wys nie, hy was gekruisig, sy hande was vasgespijker, maar hy kyk na Johannes en hy sê vir Johannes, Johannes, daar is jou moeder. Moeder, daar is u seun. Verbaas my daarom glad nie dat Jesus die openbaring van wie hy is, wat hy van die Vader ontvang, gee hy aan Jesus, en hoofstuk 1 vers 1 en 2 sê, Jesus gee dit aan 'n engel, en die engel gee dit aan Johannes, en dit is vir my ek is glad nie verbaas dat dit juist vir Johannes gee nie, want Johannes was naby Jesus. Johannes is na die eiland Patmos toe verban. Ons lees daar in vers 9, hy was verban omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Nou daar's baie mitologieë en storieetjies wat vertel word, niks daarvan kom uit die Bybel uit nie. Jurgen het net vanoggend weer daarna verwys, een van die kerkvaders het gesê dat van die Romeine het Johannes selfs in kookolie probeer doodbrand, en hulle het allerlei vreeslike goed met, of dit so was of nie, weet ons nie, maar Johannes is uiteindelik, nadat hy op Patmos in ballingskap was, het hy teruggekeer na Efese toe. En ek was in 1989 by wat hulle beweer die graf van Johannes.
naby Efese. Het ek 'n foto geneem. Ek onthou nog die foto wat ek met 'n 35 mm kamera geneem het. Erns het iets fout gegaan. My vrou sal sê, glad nie snaaks nie. So Johannes is begrawe en hulle beweer dat dit die graf is waar Johannes begrawe is. So dit is die skrywer van Openbaring. Openbaring binne die teologie vorm deel van wat ons noem eskatologie. Eskatologie. Eskatologie beteken die dinge van die einde, die gebeure van die laaste dae. Nou wat beteken eskatologie? Dit is belangrik om te verstaan dat wanneer ons Openbaring lees, daar verskillende skryfstyle in die Bybel is. Die Ou Testament, ek het dit daar op die skerm, bestaan uit die Pentateeg, geskiedenisboeke, poësie en profete, die groot en die klein profete. En daar is verskillende skryfstyle in die Ou Testament, byvoorbeeld poësie, baie van die psalms, en die mense van daai tyd het die beelde verstaan. Die Nuwe Testament, baie net kortlikse oorsig, bestaan uit die evangelies, die geskiedenisboek, Handelinge, die briewe van Paulus, die algemene briewe, en dan Openbaring, die apokalipsis, die openbaring, die bekendmaking van iets. En die beelde wat daarin gebruik word, het die mense van daai tyd verstaan. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld van vandag. As ek sê, jy moet nou nie die bobbejaan agter die bult gaan haal nie. Verstaan julle wat ek sê? Maar kom ek vertaal dit na Engels toe, en ek gee dit vir die mense hier in Nieu-Seeland, en daar staan, don't fetch the baboon behind the mountain. Dink julle, hulle sal verstaan wat dit beteken? Hulle het nie vir 'n start nie idee hoe lyk wat is 'n bobbejaan nie. Hulle het hom dalk op die TV gesien. Ons ken bobbejane, verskillende soorte ook. Maar en so dit is 'n beeldspraak wat ons gebruik. Ons verstaan dit. En nou lees mens in Openbaring 'n klomp verskillende beeldspraak en metafore wat gebruik word. En ons kan nie dit sommer net direk toepas vanuit ons verstaan. Ons moet verstaan wat dit in die Bybelse tyd beteken. Daar's 4 basiese sienings van Openbaring, hoe jy Openbaring moet interpreteer. Ek gaan dit net vir julle noem. Onthou, ons bou op na die hoogtepunt toe, die openbaring van Jesus Christus. Ons gaan nou daaroor praat. So byt net vas, 4 verskillende maniere hoe jy Openbaring kan interpreteer. Die eerste manier is en daar's 'n ander groot woord daarvoor, ek het sommer net die gewone Afrikaans gevat, vervulde siening. Party mense glo dat alles wat in Openbaring gebeur het afgespeel tot en met 70 na Christus. Dis klaar, dis verby. Dis oor en verby, daar's niks meer wat dit sê vir vandag nie. Dan is daar die tweede manier waarop jy Openbaring kan hanteer, is die historiese siening. Mense sê Openbaring is amper soos 'n geskiedenishandboek vanaf die Nuwe Testamentiese kerk tot en met die koms van Jesus Christus. Dan is daar die idealistiese siening, of ek noem dit die allegoriese siening, waar mense sê alles wat in Openbaring is beeldspraak. Jy kan dit nie letterlik opvat nie. Dis nie regtig so nie, man. Baie van die kweekskole, die meeste van die kweekskole wêreldwyd, die kweekskole in Suid-Afrika waar ons predikante opgelei word, meeste van die kweekskole het daardie siening, die allegoriese siening, waarin Openbaring beskou word as 'n boek van allegorie, net metafoor. Jy kan dit nie goed regtig letterlik opneem nie. Dan is daar die laaste siening, die futuristiese siening, waarin in ag geneem word dat Openbaring beide 'n boek is wat vir die mense van daai tyd betekenis gehad het, maar ook vir vandag. Kyk saam met my in jou Bybel, baie interessant.
Openbaring verklaar homself eintlik self. Vir wie of vir wanneer is Openbaring geskryf? Kyk wat sê vers 19. Skryf nou op wat jy gesien het. Nommer 2, wat nou daar is. En nommer 3, wat hierna moet gebeur. So as jy die hele Openbaring net volgens daai framework, daai raamwerk uiteensit, nommer 1, wat jy gesien het, wat nou is en wat in die toekoms gaan gebeur. En dit is hoe ek Openbaring indeel. Hoofstuk 1 is wat jy gesien het, hoofstuk 2 en 3 die gemeentes, die 7 gemeentes van Openbaring, waaroor ek die vorige 8 weke gepreek het, en dan van hoofstuk 4 tot by hoofstuk 22 wat hierna gaan gebeur. Nou baie interessant. Die futuristiese siening, neem net kennis daarvan, jy hoef dit nie alles te onthou nie, maar ek dink is belangrik dat ek by die begin van hierdie reeks dit vir julle net uiteensit. Daar's 3 verskillende maniere waarop mense ook die futuristiese siening van dit wat hierna moet gebeur interpreteer. 3 maniere. Party mense neem die posisie in van amillennialisme. Wat beteken millennium? 1000. Amillennialisme beteken mense wat glo dat ons, luister gou mooi, dat ons nou, ons is nou in die 1000-jarige vrederyk. Dit klink aanvanklik, maar jy's mos laaf. Kyk net al die oorloë wat rondom ons aangaan, maar dit is omdat mense dit allegories sien en sê dat die vrede wat ons nou het is, ons het vrede met God. So daar is nou vrede tussen, en dis waar, ek het vrede met God, het jy? Ek glo jy het. Maar dis nie al wat dit beteken nie. Ons is nie letterlik nou in 'n 1000-jarige vrederyk nie. Dis amillennialisme. Die tweede uitgangspunt in hierdie futuristiese siening is die postmillennialisme. Dit beteken dat die wederkoms van Jesus post beteken na die 1000-jarige vrederyk gaan plaasvind. En dan is daar premillennialisme. Amillennialisme, postmillennialisme en premillennialisme. Premillennialisme beteken dat daar 'n wegraping gaan plaasvind voor die 1000-jarige vrederyk en dan gaan daar 'n wederkoms plaasvind later. En dan raak dit baie tegnies, want party mense sê dit gaan so gebeur, dit so, ek gaan nie nou daarop ingaan. Ek wil net hê julle moet kennis daarvan neem van die indelings. Nou voor ek by die hoogtepunt kom ek sê net gou vir julle, wat gaan my persoonlike benadering wees tot Openbaring? Nommer 1, ek kan my nie self vereenselwig met 'n amillennialistiese siening nie. Hoekom? Want nie alles in Openbaring is allegories nie. Nie alles is beeldspraak nie. Ja, daar is, maar dis nie alles beeldspraak nie. Die mense wat amillennialistiese siening gehad het, is ook die mense wat in die sogenaamde vervangingsteologie glo. Wat is vervangingsteologie? Weet jy van julle? Vervangingsteologie, hulle glo dat God se volk is Israel en toe die Jode Jesus verwerp het God se plan met Israel klaargemaak en God het nou 'n nuwe bruid, die kerk, het Israel vervang. God het geen plan meer met Israel nie. Dit gaan nou net oor die kerk. Nou tot en met 1948 sou gesê het, okay, kan dalk nog dit glo, maar 1948 het 'n fenominale wonderwerk plaasgevind. Aan die einde van Jesaja word daar gevra, kan 'n land, 'n nasie in een dag
gebore word. Dis letterlik wat in 1948 gebeur het. Vanaf die Romeinse tyd tot en met 1948 het Israel nie 'n land en grondgebied gehad nie. Geen regering, geen staatsbestel, geen erkenning nie, maar 1948 word Israel afgekondig as 'n soewereine, erkende staat en regering en 'n nasie. Fenomenaal, 'n wonderwerk. Die vyande van Israel, Jordanië, Sirië, Egipte, Arabiere, hoofsaaklik besluit, hulle gaan Israel crush, hulle gaan Israel vernietig, sommer by sy geboorte, en hulle val Israel binne. Dit vind 'n tweede keer plaas in 1967 met die sogenaamde 6-dag oorlog. Binne 6 dae kry Israel dit reg om al hierdie wêreldmagte, al hierdie Arabiese magte, gaan kyk gerus na 'n paar klips op YouTube van wat gebeur het in 1967 in die 6-daagse oorlog. En Israel kry dit reg. Soos wat nou ook gebeur, waar die hele bykans wêreld, selfs Amerika begin teen Israel draai. As jy wil weet wat in die geskiedenis gebeur, as jy wil weet wat op God se tydkalender is, hou dop wat in Israel gebeur. So, daarom stem ek nie heeltemal saam met die amillennialistiese siening nie. Israel is nie deur die kerk vervang nie. God het nog steeds 'n plan met Israel. Israel is nog steeds God se volk. Ja, hulle het hom verwerp. Ja, baie van die goed wat nou met Israel gebeur, het hulle oor hulle self gebring. Omdat hulle die Messias verwerp het. Maar God se plan met Israel is nog nie klaar nie. Hoekom glo ek in 'n postmillennialistiese siening nie? Postmillennialisties beteken dat alles is net histories, dit is klaar vervul, dit is klaar verby. Wel, ek het dit reeds genoem, die feit dat daar van 1948 tot nou toe, as ons kyk na al die profesieë wat vervul is rondom Israel, wat herstel is as 'n nasie, rondom goed wat nou besig is om te gebeur, postmillennialisme se gewildheid het so getaan dat daar bitter min mense is wat nog kan dink dat hulle postmillennialisties is, omdat daar net te veel goeders is wat so opwindend is, wat so fenomenaal is, wat besig is om die profesie wat voor ons oë afspeel, dat jy dit eenvoudig net nie meer kan glo nie. Watter bronne gebruik ek vir my navorsing? Ek luister baie na Dr. Chuck Missler. Ek sal vir julle skakel stuur as julle na van sy goed wil luister. Ek luister na John MacArthur. Ek luister na pastoor Raymond Lombard. Ek luister na Amir Tsarfati. Maar die heel belangrikste is, wat sê God se woord? Ek het 'n disclaimer. Kyk, as jy mos nou 'n kar verkoop of een of ander high-tech of een of ander iets, dan sit jy 'n disclaimer uit. Julle verstaan wat ek bedoel, né? Ek wil wel die volgende sê. Eskatologie, die dinge van die eindtye, is nie 'n heaven or hell issue nie. Wat bedoel ek daarmee? Ons het 'n dierbare prinsipaal gehad op Bybelskool, meneer Tabby Kettels, hy's nou al by die Here. Hy het eendag vir ons gesê, meneere studente, die enigste heaven or hell issue wat daar is saligheid deur Jesus Christus alleen. Of jy nou glo in 'n wegraping of nie, of jy glo of die wederkoms voor die millennium gaan plaasvind of na die millennium, en of jy glo of die wegraping voor die groot verdrukking, in die middel van die groot verdrukking of na die groot verdrukking, dit maak nie saak nie. Dit verander niks aan jou saligheid nie. Daar's kerke, en ek gaan nou nie die kerk se naam nie, baie bekende kerk in Suid-Afrika, wat sekere
leerstellings het rondom die eindtyd. En as jy nie dit glo nie, dan kan jy nie deel van hulle kerk wees nie. My disclaimer is dan die volgende. Die tyd en die omstandighede, sê Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 1, hy sê, oor die tyd en die omstandighede het ek nie nodig om aan julle te skryf nie, maar julle moet gereed wees. Bitter min kerke, bitter min pastore, dominees, evangeliste preek oor die wederkoms. Openbaring is 'n boek wat geskryf is vir mense soos ons. Ek het nou 'n klompie goedjies daar gesit net terwille van tyd. Dit word duidelik uiteengesit in vers 1 tot 3, die openbaring van God aan Jesus Christus, wat hy vir 'n engel gegee het, wat hy vir Johannes gegee het, vir die 7 gemeentes, vir ons. Ek kom by die hoogtepunt van vanoggend se boodskap. Openbaring 1 vers 12. Is julle reg? Is julle reg? Ons wil graag weet, hoe lyk Jesus? Ek wil graag weet, hoe lyk sy gesig? Wat is sy voorkoms? Hoe lyk Jesus? Ek het omgedraai, sê Johannes. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. Ek het op die internet gesoek na beelde, allerlei vreemde snaakse beelde gekry wat probeer uitbeeld hoe Jesus lyk. Ek het daai beeld vir julle opgesit want dit is vir my amper asof it's just too much. Ek kan nie veel byvoeg van dit wat hier staan nie. Ek gaan dit vir julle lees en dalk hier en daar ietsie sê en dan gaan ons afsluit met 'n lied. Jesus koning, ek lê my kroon voor u voete neer. Ek gaan dit vir julle lees. Hoe lyk Jesus? En dan gaan ek vir julle lees, wat was Johannes en wat behoort ons reaksie te wees wanneer ons Jesus so sien. En dit is die openbaring van wie Jesus Christus is. Ek het hier binne-in het ek my mees kosbare Bybel wat van my kinderdae af saamkom. As jy Jesus wil sien, kyk in sy woord. As jy wil weet hoe lyk Jesus, hier staan dit. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad. En 'n goue band om sy bors. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu. Jy nooit net daar waar jy sit, maak bietjie jou oë toe. Maak jou oë toe. Ek het gebid en my broers het saam met my hier gebid dat Jesus homself vanoggend opnuut aan jou openbaar.
Terwyl jy oë toe is, mag die Heilige Gees net vir u iets wys van vers 14, sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond gekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Vers 8 sê, hy het uitgeroep, ek is die Alfa en die Omega. Hy wat is, wat was en wat kom. Wat was Johannes reaksie vers 17 toe ek hom sien? Het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het vir my gesê, met sy regterhand het hy aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Hoor vanmôre wat Jesus vir jou sê, terwyl jy oë toe is, terwyl jy luister, terwyl jy hom sien. Hy sê vanmôre vir jou, moenie bang wees nie. Dis ek, die eerste en die laaste, die lewende, ek was dood en kyk ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Vriende, kyk net vir my gou, kyk net vir my. Ek weet nie of die prentjie baie duidelik is nie, is dalk baie lig. Maar daar lê is 'n uitbeelding van Johannes wat op die grond lê met Jesus wat sy hand op hom sit. Ek weet nie of jy gemaklik daarmee is om dit vandag hier in die diens te doen nie, maar eers wil ek jou aanmoedig. Vanaand, wanneer dit dalk stil is, kinders is in die bed, dalk terwyl jou man by die werk, of ek weet nie waar nie, maar gaan lê voor die Here. Kry net weer 'n beeld van wie Jesus is. Johannes sê, ek was op die dag van die Here. Ek het soos 'n dooie voor sy aangesig gaan lê. Vriende, ek fokus op dit, want Jesus is 'n werklikheid. Ek onthou 'n koortjie uit my kinderdae wat sê, He's real to me, He's real to me. The Son of God is real to me. Ek is nie in staat om met my woorde dit wat Johannes gesien het van Jesus vir jou te openbaar nie, maar die Heilige Gees doen dit. En weet jy, wanneer hy homself so aan jou openbaar, dan lig dit alles wat seer is, alles wat moeg is, alles wat kwaad is, alles wat ontsteld is, alles waaroor ek bang is, waaroor ek vrees het, waar ek onsekerheid het, want op die ou einde gaan dit oor Jesus. Mag Jesus hom opnuut self net aan jou openbaar, dat jy hom sal sien. Ja, ek het dit in my notas, maar die Heilige Gees herinner my 1 Johannes 3 vers 2, maak gerus 'n nota daarvan. Ons weet nie wanneer hy sal verskyn nie, maar wanneer hy verskyn, sal ons hom sien soos hy werklik is. Wow. Jesus. Here,
Ek nooi U Heilige Gees. Ons van die ongeloof soos Thomas uitroep en sê, toon aan my die Vader en dit is vir my genoeg. En Here Jesus, toe sê U vir Thomas die volgende woorde daar in Johannes 14. Thomas, ek is al so lank by julle en hoe vra jy my, toon ons die Vader? Wie my gesien het, het die Vader gesien. Wie my gesien het die Vader gesien. Amen.